Dankie julle, dis lekker om hier te wees. Dankie vir Piet en Marcel en vir julle deel. En dit is lekker vir my om te gesels. Ek hoop kan vir julle wakker hou. Waardeer regtig dat daar so baie mense is wat hierdie goed ernstig opneem en wat hieroor dink. Barmhartigheidsbediening is so belangrik en ek wil sommer met die deur in die huis val want julle sien my tema daar is barmhartigheid wat seer maak teenoor barmhartigheid wat groei aanhelp. En laat ek sommer begin deur te sê ek is oortuig daar's 'n manier van barmhartigheid doen wat beide die gemeente sowel as die persoon of die instansie wat ons help of die saak wat ons wil aanspreek kan skade doen. So 'n manier van barmhartigheid wat kan seer maak in die sin dat dit jou heeltemal moedeloos maak en dat dit nie regtig die persoon of die saak help nie. En dan is daar 'n manier van barmhartigheid doen wat groei kan aanhelp. Selfs in getalle, maar beslis geestelike groei binne 'n gemeente in die sin dat ons dink regtig kan deel in die koms van die Here se koninkryk. So laat ek begin waar ons as gereformeerdes altyd begin en dit is by die Bybel en eintlik met die vraag waarom is daar iets soos barmhartigheidsbediening? Wel ons weet dit is die gevolg van die sondeval, nie waar nie? So ons het mense in nood oral om ons en ons sien nie stikkend dis dings en dittel dus die gevolg van wat verkeerd geloop het met ons opstandigheid, nee, ons ontevredenheid kan jy sê met die paradys het gemaak dat ons in 'n wêreld leef vol stikkend en seer. En met ander woorde, as ek besig is met barmhartigheidswerk, is ek besig om weerstand te bied teen die gevolge van die sonde. Met ander woorde, ek veg in sekere sin vir God se koninkryk om te kom werk vir God se koninkryk om te doen. Ek glo julle sal saamstem. Ons is die voorgeroepe. Elkeen van daai gedeeltes as jy daarby uitgekom het om dit te lees, as jy nie daar kom en ek gaan vinnig deurgaan, maar gaan lees gerus daardeur. Want ek dink dit vorm so 'n soort van 'n netwerk of 'n raamwerk vir ons roeping. So die eerste gedeelte wat ek vir julle gegee het om te lees is natuurlik Jesus se aanhaling uit Jesaja en waarmee hy sy roeping beskryf en onder andere sê hy ek het gekom om goeie nuus vir armes te bring. En as ons natuurlik kyk na die res van Jesus se bediening, dan kan ons nie hierdie gedagte net vergeeslik nie, want ons sien ook dat sy bediening uitloop op die nuwe hemel en aarde waar armoede uitgewis gaan wees, iets van die verlede gaan wees en daarom ook die roeping dat iets hiervan moet sigbaar word binne in sy gemeente, sy kerk. As ons ek het nou dit nou nie vir julle gee om te lees nie, maar jy kan gerus weer Handelinge 2:42 tot 47 gaan lees waar natuurlik daai 4 kerneienskappe daar in vers 20 na vore kom, die gebed sentraal, maar dan rondom dit die koinonia waarvan Piet mooi gepraat het, daai onderlinge meelewing, maar ook daai sorg, die gemeenskaplike maaltyd, die feit dat die gemeente baie prakties in mekaar se behoeftes ingetree het en selfs goed verkoop het om met mekaar te deel. So daar was 'n duidelike omgee en 'n sorg vir mense wat gesukkel het en swaar gekry het en ons weet dis 'n reeds maar nog nie situasie. So natuurlik gaan ons nie tot Jesus weer kom armoede uitwis of die sukkel en swaar kry ophef nie, maar dis nie 'n verskoning om daaraan aandag te gee nie. Nee, ons is daarvoor geroep en dit word baie duidelik in daai gedeelte wat Marcel ook vir ons mooi verduidelik het, Lukas 10, barmhartige Samaritaan, en dit is Jesus eindig met hierdie sterk woorde, gaan maak jy net so gaan bewys barmhartigheid aan jou naaste. So met ander woorde, mense in nood wat God op jou pad stuur, wat dit bloot oorwegings glad nie verdien nie. Praat oor die Jood en die Paan, nee. So ek dink altyd daai gedeelte is 'n kern lê daarin dat Jesus vir ons daardeur wil kom sê, gaan maak soos God in Jesus met
jou gemaak het. Toe jy langs die pad in die bloed van jou eie sonde en elende gelê het hy kom stop by jou en jou opgetel daar uit en jou 'n nuwe lewe gegee. En die oproep is dan gaan maak jy net so prakties met mense wat behoeftig is. En dan het ek 'n gedeelte laat weer gerus gaan lees Handelinge 3 vers 1 tot 10 waar Petrus ek kan nou nie onthou wie was saam op slag nie, maar waar hulle by die tempel aankom en die verlamde man wat daar lê in bedel en dan sê Petrus vir hom maar ons het nie vir jou geld nie, so duidelik gaan omgee en betrokke raak nie altyd oor finansiëel dis nie net finansiële barmhartigheid waarvan die Bybel praat nie, maar hulle sê baie duidelik wat ons het gee ons vir jou. So dit gaan in die Here se ekonomie oor 'n behoefte wat ek raak sien en dan daarbey betrokke raak. Nie noodwendig altyd met wat die mense wil hê nie, maar met wat ek kan gee in sy naam. En dit kan ook raak en met groot verwagtinge van goed wat ek dalk glad nie kan doen nie, maar wat hy kan doen. Want ons sien dalk Petrus hulle vir die verlamde man sê ons kan nie vir jou geld gee nie, maar staan op en loop. Ons gaan nou weer daarna toe terugkom so 'n bietjie oor die belangrikheid van hoe raak ons betrokke en wat kan ons vir mense gee. En dan was daar die gedeelte in Jakobus en ek het dit veral vir julle laat lees omdat dit soos die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en die gedeelte in Galasiërs waaroor ons nou gaan praat, bietjie gaan oor die gesindheid waarmee ek help. So baie duidelik, ek kan nie met 'n meerderwaardige gesindheid help nie. Ek is 'n mede-sondaar en die feit dat ek nie is waar die persoon is wat ek help nie, wat dalk swaar kry nie, is nie noodwendig my goedheid of eintlik glad nie te doen met my goedheid nie, maar dis die Here se genade. Selfs al voel ek maar ek het gewerk vir 'n klomp goed en moet ek uiteindelik erken ek het gewerk met die energie, ek het die asem wat ek al is van die Here af. So dis die Here se genade. So ek moet altyd help met 'n gesindheid van nederigheid, maar tog ook kan ek die Here se waarheid praat en ons gaan nou weer daaroor gesels. Galasiërs, daai laaste gedeelte wat ek gegee het om te lees, bevestig dat ons barmhartigheid altyd iets van 'n proses moet wees vir alles ek op 'n holistiese manier wil help. So jy dink dalk maar hierdie gedeelte as jy dit nou gelees het of onthou sê as iemand in een of ander son val, moet julle wat julle die gees laat lei so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Dis wel interessant as jy mooi gaan kyk na die Griekse woord daar wat in die 83 met sonde vertaal word, dat dit bietjie breër is. Dis nie in die gewone woord vir sonde amartia nie. Hierdie woord gaan byvoorbeeld die 53 vertaling vertaal dit as iemand deur een of ander misdaad oorval word, wat dit so bietjie breër maak. Is nie noodwendig iets wat net jy gedoen het nie, of dit kan meer in die lyn wees van iemand wat 'n fout gemaak het. Die punt is daai gedeelte kom en sê dis iets van 'n proses. Ons moet daai persoon in 'n gees van sagmoedigheid reg help en daai reg help is die woord wat deurgaan word vertoe in die Nuwe Testament. Daai gedagte van as jy by iemand kom met 'n gat in sy visnet het waarmee hy vis vang en hy wil gaan vang en jy wil help wat fout gegaan, dan gaan jy hom die help as jy daai gat kan toemaak dat hy verder weer vis vang. So die punt is iets het gemaak dat die persoon in hierdie moeilikheid beland. Dalk is dit meer as een ding, is baie keer meer as een ding wat iemand by 'n moeilike plek uitkom. En ek moet hierdie persoon kom help natuurlik met die gevolge, maar ek help eintlik as ek begin help met wat daar aanleiding gegee het. So waar lê die eintlike probleem? Die probleem agter die probleem. En dan is dit baie belangrik om te sien hier in Galasiërs 6, maar eintlik in al hierdie gedeeltes dat herstel altyd kom binne 'n gemeenskap. So mense wat saamwerk om 'n bepaalde moeilike of gebrokenheid, 'n moeilike situasie op te los, sodat 'n persoon weer sy volle plek neem in die gemeenskap. Ek dink ons die formulier sê ook so mooi dat die hart van diakonale werk is om seker te maak dat mense nie om enige rede weg raak van die gemeenskap van die gelowiges nie. So as ek hierdie goed kan saamvat, dan is daar vir my 6 dinge wat ek wil beklem rondom 'n benadering tot barmhartigheid
bediening. So as ek is met barmhartigheidsbediening, dan moet ek bewus wees van die volgende dinge. In die eerste plek sonde. So ek is op 'n manier in barmhartigheidsbediening altyd besig om sonde in een of ander vorm aan te spreek, en ons gaan nou meer daaroor gesels. Ek moet rekening hou met die evangelie. So ek is besig met evangeliebediening in barmhartigheids bediening. Ek's besig om Jesus se lewe en kruisdood en opstanding en hemelvaart in ons plek te bedien. Dis die eintlike hoop wat ek bedien in my betrokke raak by iemand wat in nood is. So dis waar ons regtig wesentlik verskil met wat in die Engelse taal bekend staan as 'n social gospel, nê. Maar so ons kan nie sê maar ek is besig met die evangelie bloot deur te help nie. Hierdie gebrokenheid leer my om met mense oor Jesus te praat of in Jesus te ondersteun. So die evangelie help my om die gebrokenheid reg aan te spreek en op te los. Ons is voorgeroep. Dis nie, hierdie bediening is nie net iets aan die kant wat ons kan sê, luister, ek doen dit as ek kom of maar of ons daarby kan uitkom. Die Here se koninkryk bedien. Ek kan dit net doen in die Here se krag, in sy evangelie krag. Die gesindheid waarmee ek dit moet doen is belangrik. Nederige sekerheid. So nederig, wetende dat ek kan nie van buite af afkyk op iemand wat ek help nie, maar ek mag tog in die Here se naam inpraat in 'n situasie met sy waarheid, sonder om daarvoor bang te wees. En dan dink ek dis 'n pad van disippelskap, barmhartigheidsbediening en in gemeenskap. En dit is wat ek so wil uittrek uit daai skrifgedeeltes uit. Ek hoop jy kan met my saamstem. Ek dink egter is nodig bietjie te, soos die Engels ons klik op veral by sonde. So ek wil hê ons moet regtig graag saam daaroor dink en op 'n manier gaan ons dit nou lekker prakties maak. Want as iemand voor my sit wat kom hulp vra, wat 'n nood het, of as ek 'n bepaalde ding sien in my gemeenskap waar daar behoefte is, en ek onthou die idee van sonde, dat dit die oorsprong is van alle gebrokenheid, dan moet ek 'n paar vrae vra alvorens ek inspring en betrokke raak in iemand se lewe, nê. En een van die belangrike vrae is, kom ons vat die voorbeeld van hier's iemand wat by die kerk opdaag en hy het hulp nodig. Selfs 'n gemeentelid het hulp nodig. Wat is hier aan die gang? So is dit 'n geval van hierdie individu se sonde? Het hierdie ding gebeur, hierdie nood? Is daar baie direkte korrelasie tussen 'n spesifieke verkeerde ding wat hy of sy gedoen het en die gevolge wat hulle nou beleef? Of dit kan 'n geval wees van dis iemand anders wat teen hom of haar gesondig het. Dit is nie hulle sonde nie, maar hulle is die slagoffer van 'n bepaalde sonde. Of ons leef in 'n sondige wêreld, weet ons, nê, 'n wêreld wat onder God se oordeel staan. So dis die stelsel en mense is kollektief opstandig. So jy het sisteme wat mense laat swaar kry. Ons ken in ons land die slegte geskiedenis van apartheid en die gevolge daarvan, die verskriklike sosiale gevolge vir mense. So dit sleg, maar ons weet ook in ons nuwe bedeling is daar die geweldige korrupsie. Ons weet ons stoei baie keer in sekere van ons gemeenskappe met die slegte gevolge van 'n stelsel soos herstellende aksie wat baie mense beskou as omgekeerde rasisme. So die persoon wat nou hier voor my sit, is dit 'n geval dat hy's in die moeilikheid as gevolg van 'n stelsel binne in die wêreld wat net gebroke is, nê. Nou baie keer is dit hoe ek dit beleef, baie keer 'n kombinasie van hierdie goeters. Is nie net nie, maar dis belangrike vrae, nê, en hoekom. En dan die volgende ding om te onthou is dat sonde se gevolge lê op verskillende vlakke. En natuurlik is een van die kerngoeders wat fout gaan met sonde is daai stikkende verhouding tussen my en God. So wanneer ek met iemand se sonde begin werk, is daar
waarskynlik 'n gebrokenheid tussen hom en God, daar's skaamte, skuldgevoelens. En dan breek sonde ons verhouding met onsself. So mense sit met 'n minderwaardigheid of 'n meerderwaardigheid. Dit breek ons verhouding met ons naaste, konflik, selfsug, en dan natuurlik breek ons verhouding met God se skepping. Dis wat sonde kom stikkend maak. So daar's dorings en dussels. En met ander woorde, as ek regtig wil betrokke raak by iemand se stikkend en die situasie, dan is dit regtig belangrik dat ek met die sonde rekening hou. Ek moet een of ander assessering doen. Ek hoop julle sien dit saam met my raak. Anders kan ek 'n groot fout maak. Gestel byvoorbeeld, as ek iemand help asof daar net teen hom of haar gesondig is, maar eintlik sukkel hy of sy met 'n spesifieke sonde. So wat gaan gebeur? Ek gaan waarskynlik geld gee, maar dit gaan nooit genoeg wees nie. Of ek gaan werk reël vir daai persoon, maar hulle gaan nie die werk gehou kry nie. Ek seker julle het dit al beleef waar julle met diakonie goeders werk. En ek wil sommer baie prakties raak en sê dit was ons belewenis met hierdie man wat op die skerm is. Ek het hom sy toestemming om met julle te praat oor sy dit was spesifiek ons belewenis saam met hom. Hy het by ons aangekom. Toe bly hy op die straat, alles verloor. Met hartseer stories van ingedis baas en sy ouers, en nou sy op straat, hoe hy die slagoffer is van stellende aksie en natuurrampe, en ek bedoel alles, jy kan nie glo soveel goed kon fout gaan in iemand se lewe nie. En die ding is, wat met baie van hierdie ouens die geval is, hy was geweldig oortuigend. So ek was hook, line en sinker om verskriklik jammer gekry, en uiteindelik het ons betrokke geraak en dit het ons baie geld gekos. Ek wil nie eers vir julle sê hoe nie. Die ding is, dit was nie net leens van die goed was waar, baie goed was jokkings. Mense het hom ingedoen langs die pad, maar 'n groot deel het hy opgemaak, maar in die hart van dit alles het ons vinnig agtergekom is sy sonde. Dit was die probleem. En die groot uitdaging was, ons het besef later eers, ons barmhartigheid. Ons dink ons raak betrokke en ons goed vir hom het hom hierin vasgevang gehou. So dit het ons moedeloos gemaak eintlik, want niks het verander nie, en dit eintlik ons niks gehelp nie. Dis wat ek bedoel met barmhartigheid wat kan seermaak. So baie van ons barmhartigheid, en dis 'n ding wat ek moet gaan dink, maar baie van ons barmhartigheid en veral geld wat ons gee, hou mense eintlik vas in hulle sonde. Ons sien nooit verandering nie, want ons doen nie goeie hantering en om wat's regtig hier aan die gang nie, en dan spreek ons nie die onder die probleem. Uitstekende when having hurt, wat jy gerus kan aanskaf en dat jou hele diakonie of jou barmhartigheidsdiensgroep dit lees. Maar die skrywer stel voor dat ons, voordat ons begin betrokke raak by iemand se nood of se situasie, moet bepaal wat is regtig hier nodig. Is dit 'n geval van noodverligting? Is dit waarvan ons hier praat? So noodverligting is as 'n krisis, iemand se huis brand af. Hy het te werk en alles gaan goed, so hy huis brand af. Ons moet geld insamel om daai ding beter te maak. Dis noodverligting. Maar jy moet mooi dit onderskei van rehabilitasie. Want wat dikwels gebeur, en dit was die geval met Gareth, is hy dit laat klink asof hy in verskriklike nood is, maar hy was eintlik baie streetwise. Hy kon maklik op die straat oorleef. So hy was nie eintlik in nood. Wat hy nodig gehad het is 'n rehabilitasie. So iemand wat betrokke raak by die ding wat eintlik onder die oppervlak lê. Of ontwikkeling, is dit 'n geval dat iemand in 'n situasie is en hy kan nie werk kry nie want hy kort bepaalde skills. Ek kan nou net aan die Engelse dink. Soos ek sê, ons het met Gareth gewerk asof hy noodverligting nodig het, maar hy het eintlik 'n rehabilitasie nodig gehad. So ons ding was, help hierdie ou, ons moet hom help om 'n huis en geld te kry en werk. Maar die probleem is, dit het nie
sonde aangespreek. Waarmee moet ons sonde aanspreek? Wel, die Here kom sê vir ons baie mooi met die evangelie. Nee, dis waarmee ons sonde aanspreek. So hierdie is 'n baie belangrike ding wat moeilik is om altyd vas te maak in mense hart, maar ons moet so versigtig wees in ons barmhartigheidswerk om nie dit wat die Here besig is om te doen teen te staan. So ons God is in die besigheid om die dinge wat oor ons kom as gevolg van ons eie en ander mense se sonde en die sondige wêreld te gebruik vir ons beswil, om ons meer soos Jesus te maak, as ek dit so kan saamvat, om ons te konfronteer met sonde en gebrokenheid. Maar as die Here 'n ding oor iemand se pad bring, dan is hy besig met daai persoon. En ek moet, veral vanuit 'n barmhartigheidshoek, dan moet saam met die, ek nie teen hom werk. En daarvoor is die assessering vir my belangrik. In Gareth se geval, weer eens, was die Here eintlik besig om diep sonde, die sonde van verslawing, tot sy volle konsekwensies te bring. So jarelange heroïneverslawing en alle ander rande dwelms het hy goed weggesteek. Elke keer nuwe gemeenskap gaan opsoek. En stukkie vir stukkie het hy natuurlik alles verloor langs die pad, maar elke keer het 'n gemeenskap maar net al sy stories geglo en dan kon hy weer in daai gemeenskap vir 'n rukkie oorleef. En so ons was basies met ons hulpverlening besig om nog 'n rukkie langer vasgevang te hou in sy sonde. Terwyl sy eintlike behoefte, soos ek gesê het, rehabilitasie was. En later ontwikkeling. So daar was 'n diep gebrokenheid in sy verhouding met God, en in sy verhouding met homself. Hy kom uit 'n huis waar daar egskeiding was, so baie issues met sy familie gehad, diep selftwyfel, lae selfbeeld, en natuurlik het hy dit alles probeer toemaak met bravade en met dwelms, 'n diep gebrokenheid met sy verhouding met mense, met sy familie. 'n groot fout wat ons gemaak het in ons bediening van hierdie man is om nooit eers kontak te maak met die familie en te hoor, maar luister, vertel hy vir ons die waarheid nie. So dit het 'n basiese praktyk in ons plek geword. As iemand nie vir my kan sê wie sy familie of vriende is van hom is, dan raak ons baie versigtig betrokke. Want is gewoonlik 'n aanduiding dat daar 'n klomp gebrokenheid in leuns is. So en natuurlik in sy geval ook 'n groot gebrokenheid met die skepping en sy vermoë om gedissiplineerd te werk en 'n tekort aan 'n geweldige klomp vaardighede, werksvaardighede as gevolg van sy jarelange betrokkenheid met dwelms. En al hierdie dinge is dinge wat ek en jy net met die goeie nuus van Jesus kan aanspreek oor tyd. Dis nie 'n vinnige oplossing nie. So rehabilitasie en ontwikkeling, en natuurlik is ons Bybelse woorde hiervoor disippelskap in gemeenskap, nee, en dis die hart van hoe die Here ons wil gesond maak. Hy red ons in Jesus, maar dan kom maak hy ons gesond met disippelskap in gemeenskap. So en daai disippelskap is baie keer 'n proses van konfrontasie, van Bybellees, evangelie verduidelik, ernstige vermaaning, as ek dink oor Gareth se storie. Alles om hierdie persoon wat in nood is, om saam met dit werk in hierdie nood, om hom voor Jesus te bring. En nie net, soos ek sê, nie net deur een persoon nie, maar binne in 'n kerkgemeenskap met 'n groep mense wat betrokke is. En in hierdie geval was dit nie net ons gemeenskap nie. Ons moes veral met iets soos dwelmverslawing gemeenskap gaan soek buite die kerk, want ons het so min geweet van hierdie goeie. So ons het wonderlike organisasies gekry met wie ons kan saamwerk. So laat ek vanaf Gareth se storie klaarmaak en dan is ons amper op die einde. So wat wonderlik was, iemand, daar's 'n nuwe foto van hom getroud. Hy is intussen getroud, hy bestuur 'n rehabilitasiesentrum. En deur hierdie belewenis saam met hom, hierdie leer, het die Here vir ons 'n hele bediening onder haweloses gegee. Nie in alle gevalle suksesvol nie, maar wonderlike belewennisse al gehad van die Here wat regtig mense kom red. So ons werk nou saam met Youth-in organisasie, nou wat mense van die straat af rehabiliteer, so weer in samewerking in die gemeenskap. En hierdie hele belewenis het geweldige groei in ons gemeente gebring, en nie noodwendig in getalle of in
vreeslike uitdraande lidmaat nie, maar 'n belewenis van die Here wat ons kan gebruik om sy koninkryk tot hulle kom, dat hy regtig mense kan red uit verskriklike omstandighede. En daai belewenis is wonder. Ek het vir julle maar vra ons moet 'n bietjie praktiese goedjies vir julle gee. En ek het 'n klompie vrae daar gesit wat wil help om saam met die aanbieding by skrifgedeelte te gaan evalueer, maar waar is ons gemeente? Is ons eintlik besig met 'n klomp noodverligtingswerk, maar dit het geen vrug nie, want dit is nie eintlik wat die mense waarmee ons besig is nodig het nie, of dis nie die groot behoefte in ons gemeenskap nie. Wat is die groot behoefte binne in ons gemeenskap? En so jy kan daaroor saam gaan dink, maar ek wil net vir ons saamvat. Ons barmhartigheid gaan seermaak indien ek en jy dit nie barmhartigheidswerk beskou as wesentlik belangrik binne in ons roeping as die kerk van die Here om sonde te beveg in sy koninkryk te laat kom nie. Dis nie net iets wat ek byvoeg nie, dit is wesentlik tot ons roeping. En ons gaan seermaak met ons barmhartigheidswerk as ons gesindheid verkeerd is, as ons meerderwaardig is, of aan die ander kant as ons nie mense konfronteer met God se waarheid nie, as ons nie bereid is om met mense wat sukkel ook te konfronteer met hulle gebrokenheid nie. En daarom is dit belangrik dat ons gaan dink op watter vlak is die sonde, waar is die sonde binne in hierdie stukkend? So ek sê, dis nie altyd mense se individuele skuld nie, maar baie keer is dit iets nog steeds wat die Here binne in hulle lewe wil maak, en ons moet daardeur gaan dink as ons goed wil werk. Ons moet dit natuurlik die evangelie aanspreek, nie met ons eie menslike plan en die God se plan. As ons dit nie reg kry nie, gaan ons mense seermaak, want ons gaan net vir hulle praktiese raad gee, ons gaan nie kom met hartsveranderende oplossing wat regtig op die lang duur 'n verskil kan maak nie. En dan hulp gaan verder seermaak as dit nie gepaard gaan met disippelskap, met herstel binne in gemeenskap, en nie so 'n langer pad met mense wat in die moeilikheid beland of groot nood het binne in gemeenskap. Ons het gehoor van net daai liefdevolle verhoudings en gasvryheid teenoor hierdie mense wat swaar kry. Dit is so wesentlik belangrik. En laastens is dit baie belangrik dat ons barmhartigheid gaan ons moedeloos maak as ons dit nie bidend aanpak in die Here se krag nie. Ek dink dit is wesentlik tot barmhartigheidswerk. Ons sê, Here, baie keer kom ek so op die einde van myself, maar in u krag kan u regtig, as ek al hierdie dinge in gedagte hou, kan u regtig kom in mense se lewens aanraak. So as ons aandag aan hierdie dinge gee, dan gaan, as ek oortuig, ons gaan groei sien. Dit is wat ons beleef in elk geval. In die eerste plek groei in gehoorsaamheid aan die Here, groei in 'n belewenis van die evangeliese krag om mense se lewens te verander en selfs lammes te laat loop. En ja, selfs groei in mense wat deel raak van 'n gemeenskap uit 'n plek van groot wanhoop en moedeloosheid. So, dis my storie, Marcel. Dankie dat ek 'n bietjie hieroor kon gesels.